Ons gaan lees Johannes 3 vers 16. Ons 'n bietjie oor Paasnaweek praat en ek moet my voorberei dat ek na die Paasnaweek gaan kyk sodat my lewe kan verryk. Hy sê Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Ons vra vanmôre dat U woord nie in ons harte kom lê. Hierdie liefde wat U vir ons het, dat U U seun gestuur het, en hy die middelaar geword het tussen U en ons. En dat hy sy lewe kom uitgiet en wat die woord sê, en het vir hom 'n liggaam voorberei vir 'n oomblik soos hierdie, waar U daardie offer sou aanvaar om middelaar te word tussen U en ons, U seun Christus. Want die bloed van Jesus Christus is vir ons gestort, sodat ons U kan ken as saligmaker, waardeur ons die vergifnis van ons sondes kan ontvang, en ons eer U daarvoor. Amen. Amen. So wanneer mense na Paasnaweek begin kyk, dan wil jy maar begin dink, en jy wil dit maar die gebeurtenisse, wil jy maar soos in 'n boks uitpak, nee, jy wil eintlik weer kyk, wat het eintlik met jou, wat het gebeur uiteindelik, en wat was die kruis en die dood van die Here, en die opstanding van die Here, jy wil hierdie drie goed wat ek vanmôre met jou praat, en dis vir my, dat ons gaan kyk vanmôre na hierdie drie gebeurtenisse, en die waarde wat dit dan in my lewe het. So dan moet ek kom vra, my lewe, weerspieël dit die kruis? Weerspieël my lewe die bloed van die Here? Weerspieël my lewe die krag van die dood van Christus? En weerspieël my lewe die opstanding van Jesus Christus? Want hierdie is, onthou, die Paasnaweek is daai ding wat in werking kom, wat eintlik kom om my en jou te kom loskoop van die werk van die vyand. Hierdie is eintlik maar die begin waar Jesus 'n prys moes betaal het. Hy moet die lam word. Hy moet die lam word wat geslag is, sodat ek en jy by God kan uitkom binne ons lewe. En wanneer jy daar in Markus 15 en 16 gaan lees, waar hulle toe eintlik hom gevange geneem het, 16 tot 19, toe lei die soldaat hom weg in die binneplaas, dit is die gouverneur se paleis, en hulle roep die hele leerskare bymekaar, leerafdeling, so 'n leerafdeling is so 600 soldate, dis wat hulle sê. En trek hom 'n purperkleed aan, en vleg 'n kroon van dorings, en sit dit op hom. En hulle begin hom begroet. Wees gegroet, koning van die Jode. En hulle slaan hom met 'n riet op die hoof, en spoeg op hom, en val op die knie, en bring hom hulde. En toe hulle hom bespot het, trek hulle die purperkleed uit, en trek hom sy eie klere aan, en hulle lei hom weg, na om gekruisig word. Maar in daardie 4 versies, is nie eintlik wat gebeur het in die volle som nie, nee. Die woord praat dat hulle hom gegeesel het. Ja. En hoe sy liggaam, toe hy nou daai klere uitgetrek het, en hy kom daar in die binnepaleis uit, hoe het daai liggaam van hom eintlik gelyk? En hier kom Jesaja, en hy begin met my en jou praat, en hy openbaar aan ons. Jesaja 52:14 wat hy praat, en hy sê, en toe hy daar uitkom, en hy kleed uitgetrek, en hier kom hy, nie sien hulle op hier sien ek en jou vir die eerste keer weer. Sê die woord uit sy liggaam was gemisvormd, geslaan. Dit is so, hulle sê dat die Joodse wet bepaal dat jy net met 39 slae geslaan kan word. Hulle praat niks van die Romeinse wet nie. As jy na daai ding gaan kyk en hoe dit met mekaar geslat, wil ek vir jou sê, moes dit meer as 39 slae gewees het. Want die hele proses, jy kan dink hoe uit mekaar daai liggaam voel, daai kleed wat hy aangehad het, wat seker so deur weke met die bloed, en oral waar hy geloop het, sal jy die bloedmerke sien. Dis eintlik die prys wat hy betaal het.
hierdie skrif maak, bring nie eintlik die volle betekenis nie. Dat ek en jy kan eintlik vandag kom staan en besef, wat is die waarde van die bloed van Christus Jesus? Is my lewe 'n getuienis van die bloed van die Here wat hy gestort? Wat doen daardie bloed? Daardie bloed is vir my, vir die vergifnis van my sonde, om my uit die jeuke van die vyand uit te breek, want niks maak jou vry nie, niks bring vergifnis nie, behalwe die bloed van Jesus Christus. Halleluja. Verder is die bloed vir my, dat wanneer ek na mense kyk, is ek in vergifnis met mense, want onthou net, wanneer ek mense vryspeel, wat gebruik ek? Ek gebruik die bloed van die Here om jou vry te spreek. Ja. Anders dan kom jy nie los nie. So ek moet na my lewe kyk, wat is die waarde van hierdie bloed? As ek hier Paasnaweek ingaan, is ek vry. Want ek is geroep om vry te wees. Amen. Die Here het my geroep om vry te wees en hy het die prys betaal deur sy bloed. Amen. En as ek jou vergewe, sê ek vergewe jou nie, ek kom met die bloed van die Here. Ek spreek jou vry, is dit nie? Want hoekom? Ek wil hê die vergifnis wat ek vir jou gee, moet die vergifnis wees wat ek ontvang het, so ver soos die ooste verwyder is van die weste, so ver wil ek dit van my afstuif van jou af, sodat jy nie weer by my kan kom woning maak, dat ek weer wroging in my hart kan hê nie. Ja, amen. Want die bloed, dis die krag van die bloed wat my toelaat om te oorwin en om die vyand se koninkryke weg te werp. Want sy bloed maak my vry. Sy bloed maak my vry. Wel wat die woord sê, ek sê is duur gekoop. Nie deur silwer en goud nie, maar by die bloed van die lam. Hy skryf wat sê en ek is vry gekoop deur die bloed van Jesus Christus. As jy my vraag vanmôre, as jy in hierdie deel kyk, vra jouself of, is jy vry? Is sonde nog deel van jou lewe? Dan moet jy net deur die bloed vrykom. Ja. Is nog mense oor wie jy kwaad is en ongelukkig is? Laat die bloed kom, maak hulle los. Dat jy kan vrykom. Sodat wanneer Paasnaweek kom, jy kan dink sy bloed was gestort vir my. Amen. Ek is vry. Ek is sondeloos. Want ek het die geregte kleed van geregtigheid aangetrek. Ek het niks teen my broer en my suster nie, want ek is vry in Jesus Christus. Dan wanneer ek na die dood van die Here kyk, daai oomblik toe op die kruis hang en hy sê, dit is volbring. En hierdie kleed in die tempelkleed word geskeur in twee van bo tot onder. Wat 'n kragtige werk, maar vir my is dit. En die hemel het vir my oopgegaan. Ja. En ek kan nou ingaan na die heilige van heiliges. Enige tyd en enige plek in hierdie wêreld kan ek met God praat en ek kan sy teenwoordigheid aanvaar. Amen. En beleef. Ek hoef nie jou Jerusalem toe te bid, daar na die tempel met God ontmoet nie. Ek kan enige plek, ek kan oos, noord, suid, wes bid. Ek wil op my kop staan bid. Want dis wat die dood vir my beteken. Daai voorhangsel geskeur het ek vrygekom. Die dood van Jesus gee ook aan my die oorwinning oor die gees van die dood. As jy na mense kyk, as jy kyk na die gees van depressie en moedeloosheid, wat is die ding wat die meeste mense beklei? Die dood. Baie van ons is in gevangenskap met die dood. Want jy besluit as jy met jou sleg gaan, wat wil mense doen? Wens ek kan doodgaan. As daar moeite kom, wens ek wil dood. As daar siekte kom, waarmee veg jy? Jy veg met die gees van die dood. Daai gees wat jou in gevangenskap wil sit, daai wat maak dat jy nie wil lewe nie. Daai is 'n geweldige gees wat binne mense se lewens werk. As die siekte gekom het, kom die gees van die dood. Ja, jy het 'n siekte, maar agter daai siekte is daai gees van die dood.
wat het Christus kom doen, die woord sy het in die hel neergedaal en die werke van die vyand gebreek. So my oorwinning, wat die dood vir my oorwinning gee, dat ek hoef nie meer te kyk na die gees van die dood nie. My toekoms is nie meer in die gees, in die hande van die gees van die dood nie, maar my toekoms is in die hande van die Here Jesus Christus. Ja, amen. Want hy is my hoop, hy is my vrede. Dis daai oomblik, dan jy besluit, jy kies die lewe bo die dood. Ja, Jy kies die gees van die lewe bo die gees van die dood, sodat jy oorwinning kan kom. Want wat het die dood vir my gebring? Die dood het vir my die oorwinning gebring, die heerlikheid van God, dat ek nie te dink, ek moet hel toe gaan, ek moet eers doodgaan om verlos te word. Hy het die prys betaal, dat ek terwyl ek lewe, verlossing kan ervaar. Ek hoef nie die vrees, die dood te vrees nie, dat dit my gaan skei van God nie. Nee, die dood vir my en jou as kind van die Here is 'n weg tot ons prys in Christus Jesus. As die Sondag dood gaan, is vir my geweldig en wat hy se gevangenis kan. Maar die kind van die Here vrees nie die dood nie. Hoekom? Want ek kry 'n oorwinning in Christus. ja, amen. Halleluja. Ek word beloon. Die dood is nie meer vir my die einde van alles nie. Die dood is eintlik die skuife van hierdie lewe na die volgende, om my loon in Christus te kan ervaar. Dit skei my nie meer van God nie. Daardie gees van die dood was kragtig. En toe voor Christus het hy my geskei van God. Nou skei hy my nie meer nie, want Christus het gesterwe. En die dood hou nie meer die sleutels vir my lewe nie. Dit is nie mooi nie. Die dood het nie meer die sleutels van my lewe. Want Christus het die sleutels. Amen. My lewenssleutels word deur Christus gehou. Daarom wat in Romeine 8:37 uitroep en sê, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus. Wat het die dood vir my gedoen? Die dood van Jesus, sê die vriend in Engels, he made me a somebody in Christ. Dit het van my iemand gemaak in Christus Jesus. Want anders dan sou net soos die ander duisende gesluis doodgaan. En wat sê die woord? Die woord sê God het geen behaag in die dood van die onregverdige. Ja. Maar die dood van sy gunsgenote. Amen. Ja. Het jy genade vir my jou. Wanneer ons na die opstanding van Jesus kyk, gee dit my die versekering. En in Hebreërs 13 vers 5 hy sê, en hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Ek wil vir jou sê, dit is eintlik 'n geweldige stelling wat die Here maak. Daai skrif is eintlik, ek wil jy moet dit op jou bed gaan skryf, op jou yskas gaan plak. Maak 'n ding, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Wat het dit teweeg gebring? Sy opstanding het dit vir my teweeg gebring. Sy opstanding het gemaak dat hy my nooit begewe en my nooit. Dis daai ding, toe die voorhangsel skeur, wat ek vir jou sê, het God eintlik uitgekom na die mens toe. En daar kom daai skrif wat sê, ek sal jou nooit begewe en hy sal jou nooit verlaat nie, het deel van my geword. Dis daai ding, wat besit jy? Jy besit God eintlik binne in jou. Want hy sê, hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Ek het Christus en ek deelagtig geword deur wat? Deur sy opstanding. Daarom wat ek daai ding van Petrus en Johannes lees in Johannes 3 toe hulle by die lamman kom. Silwer en goud het ons nie, maar wat het ek? Die naam van die Here. Amen. Ek het die opstandingskrag binne in my. Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het gee ek vir jou. Is dit nie awesome? Dit is groot goed daai. Dis wat God vanmôre wil my jou wil doen.
Jy het 'n krisis, jy het 'n probleem. Wat wil hy doen? Hy wil sy opstandingskrag gebruik om jou los te maak. Dat jy kan sê, ek kyk links en ek kyk regs, maar die Here sal vir my 'n helper wees. Ja. Die Here is vir my oorwinning. Amen. Deur sy opstanding, wat het ek ontvang? Ek het die naam van die Here ontvang. Amen. Wat het Jesus ontvang? 'n naam wat bo elke ander naam Ja. is. Dis hoe ek daai naam te kom aan die saligmaker. Dis sê in my naam. Sê Jesus vir die siekes bid in my naam. Ons het iets ontvang wat kraai. Daarom gebruik ons daai naam. En wat doen hy verder? Hy laat my toe om sy naam te gebruik wanneer ek bid. Daarom kom ek in die naam van Jesus Christus. Ek like dit, maar ek weet dat die woord sê, en elke knie sal buig en elke tong sal bely. Wat sal bely? Dat Jesus die Here is. Waar sal hulle dit bely? In die hemel, op die aarde, tot in die hel sal hulle bely dat Jesus die Here is. Kom my voorbeeld, amen. Daar waar die woord sê in Johannes 14:13 wat hy praat, en alles wat julle in my naam vra, alles wat jy in my naam vra, dit sal ek vir jou doen. Is dit nie mooi nie? Baie keer hardloop ons links, ons hardloop regs, ons soek 'n antwoord. En ons soek iemand moet ons help, ons soek dan moet vir ons iemand kom. Word net 'n oomblik stil, wat het jy? Jy dalk nie silwer, jy het nie goed, maar wat het jy? Jy het die naam van die Here. Val op jou knie, roep die naam van die Here aan, tot jou oorwinning, tot jou vryspraak, tot kennis, tot wysheid, tot genade vir jou lewe. Amen. Ek wil vir jou sê, die naam van Jesus het mag, waar? In die natuurlike en in die geestelike. Ja. Amen. Laat sy naam weer vir jou lewend word. Hoekom? Want die Here Jesus lewe. In sy naam oorwin ek en jy die duiwel. Dit is so. Ek sien ons as ons baie keer as mense na die Here kom, hulle begin vas en bid en kom hulle na die Here dan hulle drama, dan kom self van, pastoor, die duiwel val my aan. Is dit nie? Of as jy tiendes gee of offerings, as jy ry, gebeur daar iets en dit is, ek moes dit nie gegee het, of ek moes die Sondag kerk gaan, maar nou is die duiwel op my. Wie sê dit vir jou? Nie die Heilige Gees nie. Ja. Die duiwel sê vir jou, wat doen daai ding? Hy wek by jou vrees, dat hy jou in 'n boks sit, hy sit jou sodat jy jou beperkinge kan hou. Jy kan nie kom uitbreek nie. Jy kan nie kom beter raak en heiliger en beter leef nie. Nee, jy moet 'n beperking hê. Dis eintlik wat hy met jou doen. Nou kom die woord en hy sê vir ons daar in Lukas 10 vers 9. Kyk, ek gee aan jou die mag oor al die werke van die vyand. Dan maak hy 'n stelling. En niks sal jou skaad. Is dit nie mooi nie? Maar wat doen ek en jy? Sodra daar iets gebeur, dan raak ons bang vir die duiwel. Wat nou is dan moeilikheid. Hoekom vat jy nie daai skrif nie? Sê jy kan nie meer raak nie. Jy het nie meer die mag oor my lewe nie. Ek sal nog heiliger word. Ek sal hierdie goed van my afgooi. Ek gaan nog meer bid. Ek sal nog meer gee. Amen. Sodat jy kan vrykom. Maar anders dan kom die vyand en hy beperk jou. Want wie's jy wat ewe skielik die Here met alle ywer wil doen? Wie's jy wat ewe skielik wil genade vind by die Here? Nee, jy kan nie. Kom die duiwel en wek hy vrees by jou op. Jy nie verder kan gaan, want hy sê, jy wil mos nou meer bid. Jy wil mos nou dit doen. Dan gryp die vrees jou aan. Ek was daar, hy werk. Tot jy by daai skrif uitkom en hy sê, ek gee jou die mag oor al die werk van die vyand. En niks sal jou skade doen. Dis nie die deel, ons hoor nie soms daai deel van God nie. Ons laat nie soms dat daardie woord 'n blyplek of woning in my hart het nie. Hy kan eintlik aan my nie skade doen, want ek leef in die geregtigheid van die Here. Ja, amen. As ek sonde doen, dan kom buite die wil van die Here en dan kom uit die wil van God uit, dan
gee ek die vyand reg. Hoekom? Want ek loop weg van die woord af. Ek loop weg van die beskutting van God af. Maar terwyl ek na die Here kom en die dinge van die Here wil doen, kan ek omdraai en sê, jy kan my nie skade doen nie. Want God het gesê, nie ek nie, God sê vir my, en al kom die vyand, kan hy aan jou niks doen nie. So jy bind hom om jou werke. Ek hou van daai deel van Job, so hy by God inkom, die duiwel. En God sê, waar kom jy vandaan? Jy het getravel. God het weet nie wat daar by Job. Sê vir my, het jy my, ek wil vir jou sê, dis, my kan mis ons so goed. God kom en hy sê, het jy my reg, hoor wat sê, my regverdig knegt. Ek wil vir jou sê, kind van die Here, God sien wat jy doen. Ja. Hy sien of jy reinig is. Hy sien presies wat jy doen. Is nie mooi nie, het jy my regverdige knegt Job gesien. Ja, ek kan nie kom nie. Want jy het 'n beskutting om hom geplaas. Amen, dis nie wat hy woord. En ek gee jou die mag oor al die werke van die wêreld. En niks kan jou skade. Hoekom? Want God plaas 'n beskutting om jou. Te veel mense, ja, as met baie mense praat, dis skrikwekkend hoeveel vrees hulle het. En dis 'n aangewakkerde gees van vrees wat die duiwel in jou wek. Wat doen hy? My wil hê en jy moet dink dat God niks is en dat die duiwel alles is. Hy is nie alles nie. God is alles. Amen. Hy is beperk. En ek en jy moet haar die beperktheid plaas. Wat het die opstanding van Christus verder vir my gedoen? Dit het gemaak met sy opstanding dat hy 'n intercessor geword het vir my. Dat die woord sê en hy tree vir ons in. Is dit nie mooi nie? Hy tree vir ons in. Wat doen die Here? Hy tree vir my. Dit laat my altyd dink aan daai gelykenis in Lukas 13. Toe die huiseienaar by die vyeboom kom en hy sien nie vye nie. En hy sê ek kom nou 3 jaar. Hier's nie vye aan hierdie boom nie. Kom die tuinier. Dit nie mooi, dis wat Christus doen. Hy sien jou potensiaal. Hy sien die vrug. Hy sien die lewe wat jy het. En wat doen hy? Hy intree vir jou in. Hy sê, maar kom, wat sal ek doen? Ek sal hom weer snoei. Ek sal hom weer bemis. Ek sal hom weer vertroetel. Hoekom? Dat hy vrug kan dra. Halleluja. Sodat wanneer die volgende jaar kom, u oor hom kan bly wees. Ja. U oor hierdie vyeboom kan bly wees. Dat u kan kyk en dat hy kan vrug dra. Oh, amen. Wat wil God met jou? Jy moet vrug dra. Wat doen die Here Jesus wanneer jy nie vrug dra nie? Hy kom staan vir jou in. Hy kom staan vir jou in oor die krisis in jou lewe en oor die sake waarvan jy nie hou nie en omdat jy nie vrug dra nie, omdat jy nie dalk die heerlikheid van die Here wil beleef soos jy dit wil beleef en jouself toelaat nie. Kom staan hy tree vir jou in. Maar laat ek kom ons werk hier daar. Ek nou vroeër jare het ek net op 'n keer as hulle daai skrif dan werk, dan wonder op dit my laaste jaar as ek weet nie wat dit se time afneem nie. Ek weet nie of dit einde van Oktober of November is nie, maar ek het gesien hoe maklik bekeer jy word dan word daai. Amen, maar ek dink myself, ja, as ek nie vrug daar het jy nou al gekom. En as ek nou in my laaste jaar dat ek nie wil vrug dra nie, my ore wil oopmaak, nee. Ja. Pleit nou by die Here dat die Here genadig sal wees en die Here sal help. Amen. Maar kyk wat wil hy hê. Want God sien die groei en dat jy kan vrug dra met alle moontlikhede. So wanneer ons in die volgende week Paasnaweek gaan beleef, laat jy deel wees van die feesvieringe, van die doeltreffendheid van die kruisdood van die Here. Amen. Dat ek kan staan en as iemand praat oor die bloed, sê jy yes. Hulle praat oor sy dood, sê jy yes. Hulle praat oor sy opstanding, sê jy yes. Amen. Dis deel van my.
Hy het 'n deel van my gemaak. So wanneer ek fees vier, ek kan omdraai en sê, die lewe van Christus manifesteer in my. Ek is 'n getuie dat sy bloed my vergewe. Ek is 'n getuie dat ek mense vergewe. Ek is 'n getuie dat ek meer as 'n oorwinnaar is. Ek is 'n getuie dat die duiwel nie meer kettinge op het. Ek is 'n getuie oor die opstanding van Jesus Christus en dat hy van my intree en ek weet vanmôre al begewe almal my, hy sal my nie begewe en hy sal my nie verlaat. Sy opstanding het gemaak dat hy vandag vir my by die troon sit en by die Vader intree. Hoekom? Dat hy deur my lewe kan manifesteer. Amen. Kom bid saam, baie dankie my koning. Dat ons wil onsself voorberei om fees te vier. Amen. Dat ek elke deel van die Paasnaweek van Christus gaan kyk wat dit vir my beteken. Wat het gebeur is weerspieël my lewe dit waarvoor U so duur prys betaal het. Dat ek wil fees vier en sê kyk, Christus se lewe en Christus manifesteer in en deur my lewe. En ons eer U vanmôre daarvoor in Jesus naam. Amen.